Goeienaand, broers en susters. Van my eie kant af, vir almal wat by die kamp betrokke was, baie dankie, dit was 'n heerlike ervaring. En ek dink daar's baie wat saamstem. Ons kollektes is onder die erediens vir die diakonale kas en by die deure vir die deputate jeugsorg. Hulle, ek dink u ken miskien die blaadjie kruispad. Dit is onder andere ook daaroor dat hierdie deputate toesig hou. Kom ons dink ook aan die werk onder ons jeug. Ons gaan vooraf sing. Ek sing dit omdat ons dit ook tydens die diens gaan sing, 'n bietjie onbekende psalm, Psalm 15, vers 1, 2 en 4. En daarna is die wotum en die groetseën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir u en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing uit Psalm 125, die eerste, tweede en vierde verse.
Ons kom nou saam voor die troon van die Here en kom ons bid saam. Vader, U het aan ons 'n rusdag gegee om besig te wees met die dinge wat ewigheidswaarde het, maar nie net ons oë rig op die ewigheid nie. Dit waaroor ons besin, U woord, gee ook vir ons rigting hoe ons elke dag moet lewe en hoe ons in hierdie gebroke wêreld U getuies moet wees. So baie keer bly ons maar net vashak by die dinge van die hier en die nou, omdat ons in 'n wêreld leef wat geen erg het dikwels aan dit wat ewigheidswaarde het nie, omdat baie nie meer daarin glo nie. Gee tog, Here, dat ons met ons lewensperspektief, met ons oog gerig op U, steeds aan die wêreld 'n getuienis sal laat hoor, dat ons 'n roeping het, wat vir hierdie wêreld, maar ook vir die ewigheid sin maak. Ons is hier om U naam groot te maak, om U te loof en te prys. Ja, Here, en ons sien in die woord dat die stemme van hulle wat verlos is, uiteindelik selfs saam met die engele stemme sal opklink om U naam te verheerlik. Gee tog dat dit vir ons 'n vreugde sal wees, omdat ons sien wat U alles vir ons doen en hoe U ons ook in U koninkryk geplaas het om 'n sinvolle bydrae te maak om U koninkryk uit te bou. Here, dat ons dit onder mekaar sal doen, deur mekaar te bemoedig, mekaar te versterk, om saam die woord te oordink, maar ook waar dit nodig is, mekaar ook te vermaan, want ons is mekaar se hoeders, en U verwag van ons om alle aspekte van ons saamwees tot U eer deur te lewe. Ons wil vra, Here, dat U ook U woord vanaand sal seën, waar ons sal stil staan by ons opdrag om altyd die waarheid te soek. Dit is 'n versoeking, Here, om maar toe te gee aan die vader van die leuen wat ander mense oor ons pad bring om ons te versoek, wat dinge laat gebeur in ons lewens om ons te toets. Gee tog, Vader, dat ons getrou sal bly aan daardie roeping waartoe U ons geroep het. Ons wil hierdie gemeente aan U opdra. Ons wil vra dat waar ons ook in hierdie naweek kon besin oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens, wat ons ook bely in alle waarheid, in ons gebedslewe, in ons onderlinge verhoudinge met mekaar. Gee tog, Here, dat ons daarmee ook sal erns maak en dat ons die vreugde van kindskap al meer en meer ook as gemeente sal ervaar. Want so weet ons, Here, sal ons ook kan word soos daardie eerste gemeentes wat in guns was by die volk en waar mense gesien het, maar hier is 'n ander leefwyse waarin hulle ook graag wil deel hê. Gee dat ons dit met erns sal uitlewe. Maar nie net met erns nie, ook met vreugde. Want dit is inderdaad 'n vreugde om U kinders te wees. Om U as Vader te hê deur ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons neergelê het en alles gegee het. Gee dat ons daarom ook alles sal gee vir hierdie waarheid, waarvoor martelare ook gesterf het. Nou vra ons, Here,
wees in ons midde as ons u woord oopmaak. Gee dat die woord binne in ons sal praat en dat die dinge wat ons gedagtes weglei so maklik, dat u dit sal keer en ons sal laat luister as u tot ons kom met die woorde, so sê die Here, Here. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons troue verlosser. Amen. Ons gaan nou weer sing uit Psalm 128, die eerste en die derde verse, Psalm 128. Ons lees uit die woord van die Here twee gedeeltes. Eers uit Psalm 15, Psalm van Dawid, en dan lees ons uit Johannes 8, Jesus se gesprek met die Jode wat hom nie wou aanvaar nie. Eers Psalm 15. Dit gaan oor wie die reg het om na die tempel toe op te kom. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade. Sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. En dan lees ons uit Johannes 8 vanaf vers 31. Toe sê, dit is nou nadat die Jode ontken het dat hulle Jesus ken as die Seun van God, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin. 'n Seun bly vir altyd. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Ek weet, julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie.
ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle vader gehoor het. Hulle het vir hom gesê, ons vader is Abraham. Daarop sê Jesus vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak. Vir my, wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom, ons is nie uit oorspel gebore nie. Ons het net die een vader, naamlik God. Maar Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê. Want ek het van God af gekom, en hier is ek nou. Ek het ook immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader. En julle wil doen wat julle vader wil hê, julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Ons fokus op hierdie gedeeltes, vers 31 en 32 van Johannes 8. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En dan ook vers 47, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, dit is van die Jode, die ongelowige Jode, juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Nou, ons het verlede week, het Dominee Reinhold in die aanddiens vir ons gewys, hoe dat allerlei godsdienste, en die hele reeks gaan daaroor, allerlei godsdienste aanspraak maak dat hulle die waarheid is, en dat hulle die waarheid het. Skoon. En nou kom Jesus, en hy dien homself ook as die waarheid aan. Met ander woorde, geloof in Christus, en dit sien ons baie duidelik in hierdie gedeelte wat ons gelees het, geloof in Christus typeer jou as 'n kind van die Vader. En as jy nie in Christus glo nie, is jy 'n kind van die duiwel, en die duiwel noem Jesus hier die leuenaar van die begin af. En ons weet tog dat dit so is. Ons sal later ook daarna verwys. En nou kom die Here, en ons weet hoeveel opdragte Jesus gegee het, dat ek en jy moet vir die waarheid getuig, vir Christus, met ander woorde, want hy sê, hy self is die waarheid. Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek en jy moet getuies wees, en nou weet ons, dit het jy seker al gehoor, dat die woordjie martyria, om te getuig, het soms jou lewe gekos, en daar het die woord martelaar vandaan ontstaan. As jy vir die waarheid getuig, gaan dit soms jou lewe kos, en dit het juis Jesus se lewe gekos, omdat hy sê, hy is die waarheid, maar die Jode wou dit nie aanvaar nie.
Maar tot vandag toe bly ons opdrag, julle sal my getuies wees. En ons het hierdie week gehoor hoe dat Christene gesterf het in Libië, omdat hulle by die waarheid bly staan het. Ons ken nie die presiese omstandighede nie, maar ons weet, dit is Christene wat daar gesterf het. Die implikasies om Jesus te ken as die waarheid soos hy homself openbaar, is dan nou ook dat u en ek die waarheid moet dien hier op aarde. Nie net met ons getuienis oor Christus nie, maar ook elke dag met ons optrede as gelowiges. Dat ons nie die waarheid mag verdraai nie, dat mense op ons moet kan vertrou, dat ons godsdiens nie huigelary is nie, want wat is huigelary anders as 'n leuen wat jy uitleef? En dit was juis wat die Here Jesus die Fariseërs ook so fel oor aangeval het op baie plekke in die Bybel. Hulle is eintlik kinders van die duiwel nog, want hulle wil nie die seun van God aanvaar nie. En tog hou hulle 'n godsdiens voor wat heeltemal verwyder is van die werklikheid van wat hulle glo. En nou het ons Psalm 15 gelees, waar Dawid praat oor opregte godsdiens. En hy bring ook hier, wie mag gaan staan op die berg van die Here? Wie mag regtig die Here aanbid? Hy wat die waarheid dien, wat opreg is, wat nie mense bedrieg nie. Met ander woorde, om te kan sê, ek volg Christus wat die waarheid is, moet ook in my lewe die waarheid gesien word, in alle aspekte. Nie net in my belydenis oor Christus nie, maar die manier waarop ek my naaste behandel, die manier waarop ek my belastingvorm invul, of watter aspek van die waarheid ek ook al hanteer. Jesus het sy lewe op die spel geplaas vir die waarheid waarvoor hy kom betuig het. En hy het die bose en donker magte aan die kaak gestel, wetende dat hulle hom nie sal aanvaar nie. Hoe leef ek en jy die feit dat ons in Christus glo uit in ons daaglikse lewe? Wat doen ons om die waarheid in Christus Jesus te bly dien? Dis die getuienis wat Jesus se disippels aan die wêreld moes nalat. Verlede week het Dominee Reinhold daarop gewys, die disippels is opgeroep, julle was die ooggetuies. Julle het al hierdie dinge gesien. In Johannes Evangelie is daar 20 keer die aanduiding dat die disippels moes praat oor dit wat hulle as ooggetuies gesien het. En dit moet die bron van inspirasie wees om te staan by die waarheid onder alle omstandighede. Dan kan ons, soos Psalm 15 sê, met 'n oop gewete en 'n oop gemoed voor die Here staan. Ons sien dit so duidelik in Dawid se lewe. Ons weet almal hoe dat hy gesondig het met Batsheba, en dan kom die leuen in sy lewe. Dan met bedrog stuur hy vir Uria daar waar hy gedood word op die slagveld. Dan maak hy of dit 'n weduwee is waarmee hy trou, maar hy was die agent of die instigeerder daarvan dat hierdie dinge gebeur. En as Dawid dan berou het, en jy lees Psalm 51, dan kom hy weer met 'n opregte hart, vol skuldbesef na die Here. En dan sê Dawid, en dit gaan dan ook oor sy godsdiens, u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek sal lewe. Dit ervaar hy na die leuen wat hy probeer leef het.
En nadat die Here hom gekonfronteer het met die leuen, dan besef Dawid, ek kan voor God geen huichelarij bedryf nie. Ek kan nie maak of ek die waarheid dien, en intussen dien ek die leuen nie. Nou ons weet in hierdie gesprek ook met die Here Jesus kom dit so duidelik uit, dat Jesus die Jode beskuldig, julle is kinders van die duiwel. En as ons nou gaan kyk in Genesis, hoe dat die vader van die leuen die mens bedrieg het, dan sien ons hoe dat hy die mens verlei om eenvoudig 'n leuen, die een leuen na die ander te glo. As Eva by Adam kom, nadat die slang haar verlei het, en sy word dan uitgevang, kan ons sê, dan is dit Adam se skuld. Dis nie waar nie. Sy het geval. Sy het in die versoeking gekom. As die Here met Adam praat, dan is dit die slang se skuld. Maar dis ook nie waar nie. Hy het die keuse gemaak. Hy het gefaal en hy het prooi geword van die vader van die leuen. En dis asof Jesus sê vir die Jode, julle is nog altyd in daardie posisie. Julle het nog nooit die ware vader van liefde, wat self sy seun gestuur het, en hier staan ek. Ek is die waarheid, maar julle wil my nie aanvaar nie. En dan weet ons, dat Jesus word ook genoem, die tweede Adam, en dan sien ons weer hoe dat die vader van die leuen kom, en Jesus daar in die woestyn versoek, en die een na die ander versoeking, wat almal leuns is. En hy wil hê, dat Christus moet neerbuig voor hom, hy moet van die dak afspring, ensovoorts. Die vader van die leuen. En so soek mense sonder God, vandag nog, na die waarheid, maar hulle loop agter leuns aan. Ons sien dit in heidense godsdienst, maar ons sien dit ook in die wetenskap, waar ongelowiges in die kosmologie gaan probeer, om te bewys God bestaan nie. Hulle wil die leuen bewys, en hulle soek hierdie sogenaamde waarheid. Ja, ons weet in die wette van die fisika is daar baie wette wat waar is, maar uiteindelik, as dit kom by die dinge van rondom die skepping ensovoorts, dan kan jy nie die waarheid vind in hierdie lewe nie, as dit nie by God gevind word nie. En kan jy dit nie in die dinge van hierdie lewe vind nie. Ons weet hoe dat in Christus se tyd daar 'n gesoek was na die waarheid. Die filosowe het almal een of ander weergawe van die waarheid gehad. En dis waarskynlik hoekom Pilatus ook toe Jesus voor hom staan, vir hom vra, maar wat is waarheid? Is hy ook een van die profete wat ergens 'n vae begrip van waarheid het? Maar dit is nadat Jesus vir hoeveel mense gesê het, ek is die waarheid, die weg, die waarheid en die lewe. Eers as ons deur Jesus by die ware God uitgekom het, en as ware kinders van die Vader leef, sal die waarheid ons ook vrymaak. Maar nou weet ons, en dit is nou juis wat ons belydenis in artikel 43 of Sondag 43 vir ons sê, daar is soveel versoekinge om vandag ook maar die waarheid te verdraai wanneer dit ons pas. Jy het seker in die kerkblad gelees, Dominee Almie van Wyk vertel toe hy moes in een van die Afrika lande in, toe was sy geelkoors sertifikaat sogenaamd nie reg nie, maar hy het geweet, dis nie dit nie. Iemand wil omgekoop word. En uiteindelik, toe hy weier, moes iemand om te hulp kom. En dit sien ons elke dag. 'n Mens hoor dat ekonome sê, maar ons moet begroot vir korrupsie, want anders kan jy nie besigheid doen nie. Dis die lewe waarin ons leef. En dis die wêreld waarna Christus toe ons stuur, en hy sê, julle moet die waarheid dien. Julle is nie vry
as julle nie die waarheid dien in 'n leuenagtige wêreld nie. As ons die ware beeld van God in ons lewens moet vertoon, dan weet ons hoe dat die glans van hierdie beeld baie keer maar baie flou is. En mense sien nie dat ons nie net in ons belydenis sê ons glo in Christus, die ware seun van God nie. Maar hoe lyk dit in ons daaglikse lewe, die manier waarop ek optree, die manier waarop ek doen en praat, leef ek nie baie keer 'n ander lewe as die lewe van die waarheid nie. Ag, kyk maar ons howe, mense maak 'n bespotting van die eed wat hulle moet sweer, in die sakewêreld, lasterlike lippe, en ons kinders so maklik, sonder dat ons seker gemaak het, dit wat ek gehoor het is die waarheid. Hoe vertoon ek myself as 'n volgeling van Christus, as ek so maklik swig voor die leuen? Opreg leef is om in harmonie te wees met die Here se wil en met wat Christus vir my is, die weg en die waarheid, en hy gee vir my die lewe. Het is interessant dat Paulus in Efesiërs 4 sê, en nou praat hy met mense wat voorheen heidene was, en dan sê hy vir hulle, nou dat julle die valsheid afgelê het. Wat is hierdie valsheid? In die eerste plek hierdie valse godsdiens. En wat is dan die eerste konsekwensie? Nou dat julle hierdie valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Nou dat julle Christus as die waarheid ken, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Die valsheid is hier die hele sisteem waar die heidene glo dat die bose magte in die natuur beheers hulle. Ons weet hoe bang party mense en hoe bygelowig hulle kan wees. Want hulle sien nie God as die skepper van alles nie. Hulle sien bose magte oral wat ook oor hulle mag het en mag kry. En dis juis wat Genesis vir ons sê, dit is nie so nie. God het alles geskep. Hy hou hierdie natuur in sy hande. En hy het gesê, ons moet die natuur beheers. Ons moet nie bang wees daarvoor nie. Maar dan moet ons, as ons hierdie waarheid ken, dan sê Paulus, nou moet julle self ook die waarheid dien. Solank ons ten alle koste wil wen in 'n kompeterende wêreld, eerder as om die beginsels van die woord toe te pas, sal leuns in die sakewêreld, in vriendskappe en oral sy verwoestende werk voortsit. Ons belydenis help ons, die kinders van die Vader, om ook hieroor reguit te probeer dink. Dis deel van ons dankbaarheidsdiens aan die Here Jesus, wat onbeskroomd, selfs op gevaar af dat die Jode hom sou doodmaak, vir die waarheid gestaan het. En hy het daarvoor gesterf, maar hy het ook vir my en jou gesterf, om ons kinders van die Vader te maak, dit wat daar die Jode nog nie was nie. Hy sê vir hulle, julle is kinders van die duiwel. En solank jy kind van die duiwel is, sal jy met huigelary probeer om God te dien. Sal jy onopreg wees in jou godsdienst. En sal jy nie kan staan op die heilige berg, soos Dawid dit in sy psalm sê nie. Mag ons nie net die waarheid bely nie, maar mag dit vir ons 'n vreugde wees om die waarheid uit te leef, wat dit ook al kos. Dis nie 'n maklike opdrag nie, want dit het Jesus sy lewe gekos. Mag ons bereid wees om daardie getuienis gestand te doen oral waar ons gaan. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons weet dat ons ook kinders van Adam is. U het ons nuut gemaak, maar soos Paulus moet ons ook baie keer sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Vader, wil u ons
altyd bedag daarop maak, dat ons ja en ons nee ook 'n getuienis moet wees, dat ons inderdaad Christus, die ware verlosser, ken. En hierdie waarheid maak ons vry van vrees, vry van onwaarheid, vry om oral onkreukbaar vir die waarheid uit te kom. Ons bid dat U ons daartoe sal bemagtig deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ons gawes aan die Here gee en daarna sing ons uit Psalm 15. Dit is dan nou die Psalm wat ons heel aan die begin gesing het. Luister nou, as die Here u seën, gaan dan in vrede huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is met u almal.